Goeiemôre broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ehm ja, wat so voorreg sit om die oggend hier weer met u verskoon tog net die heerlikheid van die Here te kan meedeel en te sê hoe besonder bevoorreg is ons om die naam van Jesus te kan aanroep in ons omstandighede. Ja, ek dink dit is nou net so na 3 in die oggend. En vergewe maar die keel is bietjie jesel. En maar God is groot, God is getrou. God is vol liefde, vol vreugde, vol verlange. Die Here staan by die hart van môre en as ons na sy fyn stem luister, dan besef ons net weer eens hoe lief die Here ons het. En ons het gisterand begin om te gaan slaap met 'n gedagte, God op my gedagte. Enigiets wat te doen het met die woord, wat te doen het met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons het begin slaap daarin om te kyk, wat is die reaksies, die omstandighede wat hy plaasvind, en is wonderbaarlik hoe die Here werklik waar net in sy liefde, in sy genade in jou lewe is terwyl jy slaap. Jy ons geslaap baie maal met bekommernisse oor môre en omstandighede by die werk, môre finansies, enigiets wat jy by ons pas nie, maar by Huis van Gebed het ons nou besluit, ons gaan dit van nou af doen. Soos daar boek gevat het, daar gebid het, en ons is in die bed, en gaan slaap saam met die Here, in die Here. En ons bekommer nie ons oor môre nie, ons bekommer nie ons oor finansies nie, oor siektes nie, oor probleme nie. Nee, ons sien ons totaal en al net oor aan die Here. En ek moet vir u sê, dit was 'n wonderlike ervaring vir my gewees gisterand, net om te weet, jy is in die rus van die Here. Jy ontspan net in die Here. Daar's niks bekommernisse nie, daar's nie enigiets wat my wil slaaploos is. Want die vyand is uit om ons te beroof van die heerlikheid van God, en die Here sê, kom in my rus in. Kom op na my berg toe, hier waar ek jou wil seën met 'n dubbele mate. En net alles oor te gee in die hande van die Here. God is so getrou. Hy is so lief vir ons, en ja, ek dink vanoggend se boodskap is net, kom ons gee onsself net oor in die hande van die Here. En sê, Here, laat ons ook in die vrede net aan die slaap kan raak, met die gedagte van die Here op ons breins, op jou gedagtes. Raak in die slaap met die Here, terwyl jy aan die Here dink. En mens sal gaan verbaas wees wat alles in 'n mens se gedagtes wêreld aangaan, as jy in die Here aan die slaap raak. Want dan is in die wêreld nie, want ek het met die Here aan die slaap geraak. En ek word wakker in die Here. Wat 'n wonderlike voorreg. Eer is dit om wakker te word in die heerlikheid van die Here. Vars nuwe oggend, 'n nuwe dag wat hy vir ons geskaap het. 'n Nuwe dag wat ek net hier voor die rekenaar kon sit en gewonder het. En die Here sê vir my kinders, laat hulle ook begin, as hulle bed toe gaan, aan my dink, en in my in slaap raak. Dat ek kan ervaar dit wat die Here vir ons instoor het. En ek wil net vir u sê, dit is werklik waar, net 'n goddelike voorreg, om te weet dat die Here is in beheer, oor u en my lewe,
Alles is nuut, want die Here maak altyd alles nuut. En dit het tyd geword dat ons uit tradisies uit begin beweeg en in die godheid van God inbeweeg. Van soveel tradisies oor die eeue heen het mense begin dink dat dis stap 1, 2, 3 en 4 wat ons moet volg. Maar as net een stap en dis Jesus Christus. Ons lewe in hom, ons bedink hom, ons herkou hom, ons bekou hom, ons lees sy woord. En nou die finaal wat hy sê, kom en rus in my. Met Jesus op ons gedagtes, God die Vader op ons gedagtes, die Heilige Gees. Ons bedink die heerlikheid van die Here terwyl ons net in die slaap raak. In die heerlikheid van die Here. Probeer dit net, broers en susters, en ja, dit is wonderlik, die Here is getrou, geseën. As enig iemand van die siek is vanoggend, mag die Here vir jou aanraak. Mag God u genees, mag die Here vir u voorsien in al uw probleme, al uw omstandighede, want ons God is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. Ek lees nergens in die woord dat die Here verander het nie. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En wat het u en ek in ons gedagtes as ons buite gaan? Daar is soveel bekommernisse, daar is soveel werksomstandighede, daar is soveel werk wat uitstaande is wat nog moet gedoen word. Ons bekommernisse gaan dit nie gedoen kry terwyl ons slaap nie. Dit beroof ons van die heerlikheid van God. So kom ons gaan slaap in die heerlikheid van die Here. Kom ons gaan bed toe en as ek klaar gebid het, klaar oor die dinge van die Here, wat ek en Karen praat net oor die dinge van die Here. En die oë toemaak om in slaap te raak, bedink die dinge van die Here. En dan kyk jy, hoe word jy môre vroeg wakker? Wat 'n gesindheid word jy wakker? En om dan weer vir die Here dankie te sê. Net vir ander omstandighede. Here, laat ek in die vreugde van God kan wakker word. Besef dat daar's niks wat my aangeval het deur die nag nie. Daar was 'n bekommernisse deur die nag nie. En aan God kom toe al die lof en al die prys en al die eer. Die Here bly maar nou net eenmal goed. En ek eer die Here daarvoor, broers en susters. So vanoggend se boodskap is nie baie lank nie, dis net wat ek vir u wil sê. Probeer vanaand af en kom ons gee die Here tyd om met ons te werk. Broers en susters, weer eens as enige gebedsversoek nodig het, op ons YouTube kanaal Huis van Gebed. My selfoonnommer is daar, jy kan ons gerus net 'n WhatsApp stuur. Ek en Karen sal vir u intree by die Here. En ons is ook beskikbaar vir bediening, as jy ons nodig het om by u te kom bedien. Ja, die Here is goed. Die Here is goed. En die Here is goed. Amen. En broers en susters, kom ons bid net gou saam. Onse Vader, baie dankie. Dankie vir die nuwe uitdaging. En dankie, Here, dat u God van u woord is. En dat u bly by u woord en nie nooit verander nie, Here. Dankie, Vader, vir alles wat ons mag vra in die naam van Jesus. Laat u dit vir ons sal gee, Here. En Vader, baie dankie vir hierdie Sondagoggend, wat ons net kan weet dat ons God lewe en omdat u lewe se lewe die moeite werd. Baie dankie, Here, dat u in elkeen se lewe sal werk, soos hy en sy nodig het in hierdie dag. Here, ons spreek seëninge en vreugde van die Here uit oor hulle lewens, in Jesus naam. Shalom, my broers en susters, die Here seën vir u.